En baie goeiedag en welkom hier by Milie FM se potgooi ateljee. En dis mooi. En dis hy mooi. werk en ek kan hoor hy werk. Yes. 'n Bloemfontein sanger wat by my is, nee 'n man wat al het julle CD uit. Mense sê altyd, ons het Steve Wolf hier, maar hy het geen bekendstelling nodig nie. Dan's ek soos omgekrap. Sê ek, nee, ek wil bekend gestel word. Dink iets uit. Yes. So ja, nee. Steve Weiler uit. Ja, baie baie daar albums. Albums. CD's is nie meer daar nie. Dis nog iets wat ek mis, soos plate. Ek mis dit verskriklik. Ek kon amper nie aangaan sonder series nie, want jy weet jy het 18 liedjies wat jou iets vertel van die kunstenaar. Nou bring jy enkelsnitte uit. 1 keer, 2 keer 'n jaar. Niemand weet wie jy is nie. En jy, as 'n sanger, moet gaan vir die laagste hangende vrugte. Dit beteken wat werk om 'n braai of 'n dansvloer of so. Nou kry jy nie die som totaal van wat 'n kunstenaar regtig is nie. Dit is my baie seer. So ek het nou begin met klein USB stokkies wat ek uitbring met 10, 20 liedjies op. Wat 'n bietjie beter is. Wat vanaand wat ek op beskikbaar sal wees. Great. Baie vir jou musiek natuurlik wat legendaries is. Jy is meneer Afrikaanse musiek. Dis 'n wonder. Sien, dis wie jy moes gesê het. Dit klink baie beter. Ek waardeer dit, maar ja. Ook redelik uitgesproke oor ons taal en oor ons mense en al ooit oorweeg om in die politiek in te gaan? Ek het so nou en dan, en wat ek doen klink soos politiek, maar wat ek eintlik doen is net vryspraak. Ek is 'n burger. My primêre roeping is as 'n digter en 'n sanger. Dit beteken jy lewe met jou oor op die borsbeen van jou mense en jy verwoord hoe hulle eintlik voel en daar kan jy 'n wet wees teen dit nie. En hulle probeer alle wette gebruik om my stil te maak. Ek is nie in die politiek nie omdat ek hou van politiek, dis natuurlik 'n stokperdjie vir my. Jy kan hoor ek is ingelig en ek geniet om dit te volg. Maar my hoofrede is ek het die wiskunde gedoen. En die wiskunde sê dat as ek al die mense kry wat aan my kant is en hulle is nog al die Afrikaners ook en hulle sluit al die wit mense in en 'n paar swart mense, sal ons nog steeds 'n akute minderheid wees en in die parlement niks beteken nie want jy sal nie eens 'n spreekbeurt kry. Presies. En natuurlik wil ek die bestaande partye nie fragmenteer nie. So ek sal later, ek gaan nie nee sê vir jou nie. Ek is 60 nou, so dis 10 jaar vir my te vroeg vir politiek. Ek moet nog leer om groot te word, ek moet leer om minder te vloek en diplomaties te wees van daar af aan. Alhoewel Trump het daai grond vir ons mooi gelyk kom maak, enige ou kan kwalifiseer. Steve sê vir my van die jy begin sing het. Jou tipiese Afrikaner. Hoe het hy verander teenoor wat jy beleef waar ons nou is? Wel, ons lewe op die spektrum tussen Engelse Afrikaner en boere. Of boere-Afrikaner as jy wil. Dis 'n wye spektrum. Ek het byvoorbeeld 'n boere-familie wat Engels is. Hulle praat nie Afrikaans nie. My ou maat in die oorlog sal hulle heel voor wees. Hulle gaan nie saam met die Britte beklei nie, dis verseker. So mens moenie jouself te veel los, dis 'n bestaamlike losserige definisie. Daarom hou die linkses daarvan om vir ons te sê, okay, definieer 'n Afrikaner, want hulle weet is amper onmoontlik en lyk jy stupid. Maar moenie val daarvoor nie. Al wat jy hoef te sê is wel ons is nie Chinese nie, is ons. Ek dink dis miskien nie, ek het nou jou oorspronklike vraag vergeet, maar ek probeer nou vir jou sê, jy sê ek moet nou min of meer definieer hoe lyk die Afrikaner in Hebreë. Ja, nee, hy is uitsonderlik. Wat hom besonders maak is sy taal, sy harde kopheid, hy's ontsettend harde kop, sy gasvryheid daarmee saam, hy's nie 'n slegte buurman om te hê nie, dan sy homself territoriaal ontsettend besonders of uniek geposisioneer. Dit beteken jy kom uit Europa uit, so lank terug, dat jy langer bewyse het, dat jy langer is in Afrika, of in Suid-Afrika ten minste, as die inheemse volke. En jy het geen behoefte om terug te gaan nie, en jy het ook geen plek om terug te gaan nie. Hierdie is ons. So ons het 'n stewige klap Afrikaan weg, sonder die pigmentasie, en natuurlik dan kom ons met die waardesisteem van 'n eerste wêreld hier aan. Dit beteken nie ons is perfek nie, maar dit beteken ons is ver voor baie van die ander, ook tegnologies, industriële era en so. Daar moet iets anders genoem word, dat as jy met al daai intelligente ou goedjies nou opdaag hier in Afrika, gaan jy baie vinnig aankom en agterkom dat die woordeskat en tale waarmee jy opdaag aan die suidpunt van Afrika nie genoeg gaan wees om hierdie plek te beskryf nie. Dan ontdek jy 'n taal en jy noem hom Afrikaans, jy vernoem hom van hierdie plek wat jou verstom, en dit word die Afrikaanse taal. En op die Afrikaanse taal nou, deesdae ons nou daaroor gepraat, vroeër oor gepraat, ons straatname word verander, ons dorpname word verander. Dit word, hulle wil dit uit skool uitvat. Ons geskiedenis word weggegooi. Ja. Ons taalbeelde word geskuif, ons Turning Points of History, ek wonder van 5 bladsye van ons geskiedenis, en daai geskiedenisboek was vir die kinders. So ons kinders kom uit met 'n baie verwronge idee van wat die geskiedenis was. Dit is ons ouers is 'n plig om die ander helfte te vertel. Jy hoef niks eksklusief te vertel nie, kry net 'n balans in die storie. Dan gaan jy agterkom dat alle volke moor, alle volke val aan, alle volke koloniseer.
Alle volke is skuldig aan iets. En dan sodra daar een volk opstaan wat vingers na jou volk wys, weet jy, hulle het verpas hulle geloofwaardigheid verloor. So, ja, maak dit vir jouself maklik, is mos nou baie eenvoudig. Meeste van die tyd word die aanval op die taal, die aanval op die kultuur en die naamsveranderinge vir alles, maar soos 'n oop en bloot demonstrasie van afguns. Dit beteken, jy kan my goeders vat, maar kan jy iets in sy plek sit? Wat my sal maak vergeet van die eerste ene. Jy weet, J.G. Strydom, wat nou voor Hendrik Verwoerd was, as ek reg kan onthou, hy was 'n president of 'n eerste minister wat sy eie seels gekoop het met sy eie geld. En daar was seels belangrik, hy het gelekker om sy pos, en hulle het hom gesê, maar luister so, jy kan die staat gebruik vir jou seels, en hy gesê, nee, is nie nodig nie. Maar, dis 'n ding om te leer, dis 'n wonderlike ding om te leer. En dan hoe om te reageer as 'n akute minderheid, waar jy omsingel is deur 'n oordaad van twee dinge, baie mense wat teen jou is, en natuurlik hierdie kommunistiese, marxistiese, sosialistiese aanslag. Ek is 'n ou soldaat, so, en ek het daar verby my Noddy gery, hy is al gemonteer hierso buitekant julle ateljee. En hoe trots is ek nie om te sê, ek was gedurende apartheid 'n soldaat wat kommunisme op 'n afstand gehou het nie. Okay, het ons verloor? Uiteindelik ja, ons het nou kommunisme. En how is that going for you so far? Ja. Is my antwoord. So nee, ek is 'n ongeneesbare patriot. Nee, dit is goed om te hoor. En kom ons praat net weer oor die naamverandering. Ons het vroeër oor gepraat. Die name wat hulle in verander. 90% of 95% van die publiek aan buitekant wat die naamverandering meer gepas voor sal wees, het nie 'n idee. Glad nie. Jy kan daai maar 99.9% maak. Ek stop in Solomon Mshlango elke keer by 'n robot, en as 'n ou daar buitekant staan, en sê ek vir hom, I'll give you something if you tell me who Solomon Mshlango is. Hulle het nie 'n klou nie. Hulle stel ook nie belang nie. Al wat die straatsnaamsveranderinge in Pretoria gebring het, is miljarde se uitgawe vir die ou wat natuurlik daai tender gekry het. Presies. Ja, dit is belaglik. Ja, dis belaglik. Steve, en dan na die, kom ons praat oor die olifant in die kamer. Hoekom die blou bulle? Bly ons het daarby uitgekom. Ja, met groot respek aan die Vrystaaters en die cheetahs natuurlik, hulle weet dit. Maar ek is Pretoria gebore, my eerste 10 jaar wat ek nou van rugby geleer het en waar ek gebore is natuurlik is Pretoria. Dit was baie maklik om baie vinnig verlief te raak as 'n Vrystaater. Om die waarheid te sê, my vormingsjare is Vrystaat. Dit moet ek miskien sê. Goudveld eerste, Bloemfontein tweede, en toe Tempe buitekant, en toe die grens, en toe terug Pretoria toe. So, ek sal nou maar gebore Bloubil wees, maar ek skree altyd vir die cheetahs. Maak nie saak teen wie hulle in die wêreld speel nie, behalwe natuurlik as hulle teen die blou bulle speel. Maar dan ons kompenseer deur die beste cheetahs te koop. Dit was my volgende vraag. Vir die blou bulle rugby nie. Wat is die probleem? Dit was my volgende vraag. Ja, as Helga Müller nie so vandag opgehou rugby speel, het ons hom gevat, man. Lekker. Steve, ek sê weer baie dankie, en dankie vir jou tyd. Dankie dat jy by ons kom inloer by Milie FM, en dankie dat jy die Afrikaanse hoog hou, en dankie vir alles wat jy van my kant af, vir my as Afrikaner doen, en vir die Afrikaner daar buitekant. En regtig, baie dankie. Baie dankie, is my voorreg. Ek hoor baie van julle gaan van krag tot krag mee. Ons is klaar op die regte spoor, want julle die regte mense hier, so, en julle ken julle mense. Dit is wat ons doen met ons produkte, jy leer hulle ken. Presies. Steve, baie dankie. Waardeer.